Goeiedag vriende, dankie dat jy saam inskakel en ook so saam met ons tyd inruim om jou dag te rig, jou lewe en 'n stil word oomblik te skep waar jy deur die Here se nabyheid ook geseën word en ook deur sy woord versterk word. Ons is by Psalm 150 en hierdie is hier vanaf hoofstuk Psalm 145 af kry jy 'n klomp lofpsalms, 'n klomp lofpsalms wat iets van die Here se grootheid kom bekend maak met lof. En hierdie is my amper hak aan gister se gedagte vas, dat wanneer jy nogtans geloof beoefen en met die perspektief van maar dat die Here met ons is, al lyk dit nie altyd of dit so is nie, en 'n perspektief van maar die Here sal ons deurdra en ek moet my dwaasheid bely, soos Asaf daarin verse 21 tot 23 praat, ek was soos redeloos, ek was onnosel, ek het nie insig gehad nie. Is die beter manier, plek om vanuit te beweeg, is 'n plek van lof en aanbidding. En hierdie, die einste psalm wat gebruik is, ons die kinderliedjies sing, loof hom met die tromme, loof hom met klinkende simbale, alles wat asem het, mag hy die Here loof. Miskien wil jy kyk na jou lewe en jou omstandighede en doelbewus kies om 'n lofpsalm vir die Here te sing. En ek nooi jou uit, terwyl jy Psalm 150 so in oënskou neem, wil jy dit dalk miskien as 'n belydenis of 'n gebed van lof aan die Here toewy. Prys God in sy heiligdom, prys hom hier onder sy magtige hemelgewelf. Prys hom oor sy kragtige dade, prys hom in sy magtige grootheid. Prys hom met die ramshoring, prys hom met harp en lier, prys hom met tamboerijn en koordanse, prys hom met snaarinstrumente en fluite, prys hom met simbale, prys hom met galmende simbale, laat alles wat asemhaal die Here prys. Prys die Here. Ek dink dit verander ons lewens, 'n lewe van lof, 'n lewe van nogtans geloof, dankbaarheid, 'n bewussyn dat die Here tog met ons is, en 'n lewe van dank en van lof. Mag dit jou lewe ook impakteer, dat wanneer jy kies om te loof, daar is definitief situasies en tye waar ons na die Here toe kom met 'n klaaglied, met 'n pleit en 'n smeking. Dan mag dit altyd uitmond binne in lof, omdat die Here die lofwaardige een is. Ek onthou, so as 'n tiener, hoe ons 'n lied gehad het, U is waardig om aanbid te word. Wonderlike, ek dink is onbeskaamd geweest wat die lied geskryf het. Dit is, U is die waardige een, U is werklik waardig om aanbid te word. Mag jy deur hierdie psalm ook oorgaan en jou eie lofpsalm ook vir die Here bring, om vir hom dankie te sê vir wat dit alles wat hy jou ook mee bystaan en ondersteun, al beleef ons dit nie altyd, is dit nie op die eerste oogopslag dat ons dit beleef nie, maar met 'n diepere nadenke sien ons is redeloos, die Here is met ons al die dae van ons lewe. Here, ons wil vir U 'n loflied sing, en ons wil sê, ons wil U prys, eintlik vir die hele skepping oproep tot lof, om U te prys. Here, sien die dankbaarheid in ons harte raak, ontvang die lof, en word ook daardeur verheerlik. Ons loof U, prys die Here. Amen. Mag jy die Here prys, en mag dit vir jou goed wees om hom te loof. Mooi bly.